Goeiedag vriende, baie welkom by ons 6de sessie in ons studie van 1 Korintiërs 13, hierdie gedig oor die liefde. En ons het in ons vorige sessie gesien dat wanneer dit kom by die liefde, ons wat in die liggaam van Christus groei in Christus se liefde vir mekaar, is daar iets ewig aan hierdie werk van die Heilige Gees, die uitnemender weg. Die Heilige Gees wat ons help om mekaar al hoe meer lief te hê, soos wat Christus ons lief het. En dit lyk of die hele gedig eintlik opbou na hierdie gedeelte toe. Onthou jy die eerste 3 verse wat vir ons sê, alles in die gemeente, gawes, tale, kennis, geloof, beteken niks as daar nie liefde is nie. 3 verse. 4 verse wat die liefde van Christus beskryf, sodat ons Christus saam kan aanskou, sy liefde kan ontvang en dit kan inoefen teenoor mekaar. 4 verse. 5 verse wat die liefde koppel aan die toekoms wat God vir ons beloof. Onthou jy, Paulus skryf, die liefde vergaan nimmer meer. Maar profesie, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ook ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde. Hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Ons het dit nou al 'n paar keer vir mekaar gesê, dat as iemand woorde kies vir 'n gedig, is dit baie, baie spesifiek. En hier's 'n klomp woorde in hierdie deel van die gedig, wat ons herinner aan die toekoms. Liefde wat nooit vergaan nie. Die volmaakte wat kom. 2 keer praat Paulus van eendag. En nou bly, remains. Alles woorde wat ons wil help om te dink aan die toekoms, wanneer die volmaakte gekom het. Ons praat van toeka tot nou. Dit lyk asof Paulus wil praat, as hy oor die liefde skryf, van toekoms tot nou. Hierdie gedig nooi ons uit om die liefde van Christus, wat ons nou leer vir mekaar, om dit te sien as 'n brug van die toekoms af wat God beloof het, na ons hede toe. Is dit belangrik om so te dink, vir ons om te groei in die liefde? Kom ons dink 'n bietjie oor Paulus, wat hierdie gedig skryf. Verseker skryf hy hierdie gedig oor liefde, uit liefde, né? Hy is nie besig om af te show met sy kennis nie, die liefde is nie opgeblaas en nie puffed up nie. So hy wil nie afshow met sy kennis oor die toekoms en die nou nie. Hy is ook nie besig om mense net onnodige goed te leer nie, want die liefde tree nie onbehoorlik op nie. Die liefde doen dinge wat nodig is om op te bou. Paulus is besig met lankmoedigheid as hy hierdie gedig skryf. Geduld. Hy help mense om die lang lyne tussen God se toekoms en ons hede te span. Hy gee regtig om. Ons kan seker wees dat die gesindheid waarmee Paulus hierdie gedig skryf en ook hierdie deel oor die liefde en die toekoms is 'n gesindheid van omgee. Hy wil ons juis help om te groei in die liefde van Christus. So dis die vraag waarmee ons in die vorige sessie en in die paar sessies wat kom wil worstel en dan in die lig van dit weer teruggaan na die vorige 2 dele van die gedig. Hoe help dit my en jou om te groei aan die liefde van Christus vir mekaar
deur aan die toekoms te dink. Hoe help dit ons? So om net in daai manier van dink in te klim, wil ek jou uitnooi. Kom ons luister weer aandagtig na hierdie deel van die gedig. Ek dink ons kan sê, die hele gedig het nou opgebou hiernatoe, sodat ons dan weer kan terugwerk na die vorige dele toe. As ons sien wat Paulus wil hê ons moet sien, hoe die liefde in die toekoms, dan gaan ons met nuwe oë die liefde van Christus aanskou. En ons gaan besef watter dinge in die gemeente is die belangrikste en watter nie. Kom ons luister, wat skryf Paulus gaan verbygaan en wat gaan bly. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan. Of tale, hulle sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde. Hierdie 3. Maar die grootste hiervan is die liefde. Kom ons pause die video hier en dan gesels ons oor wat is die spesifieke dinge wat Paulus hier skryf wat verbygaan en wat bly. En miskien is daar ander skrifgedeeltes waaraan jy ook kan dink wat beskryf in die toekoms wat God vir ons beloof, watter dinge gaan verby en wat bly. Ons pause die video, ons gesels hieroor en dan kyk ons verder na hierdie deel van 1 Korintiërs 13. Vriende, dit gaan oefening vat om so te leer dink, maar oor en oor en oor in ons preekreekse, in ons studie van Korintiërs en 1 Korintiërs 13 spesifiek, in alles waarmee ons besig is as 'n gemeente, word ons uitgenooi om te hoor dat die toekoms wat God vir ons beloof, is 'n totaal nuut gemaakte skepping. Openbaring 21, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. 21 vers 5, hy wat op die troon sit sê, kyk, ek maak alles nuut. En dis in die teenwoordige continuous present tense, I am making all things new. En nogal in Openbaring 21 is daar 'n paar goed wat hy sê, wat verbygaan en wat bly, waarvan die grootste wat bly, is God self, wat by ons kom bly. So ons om so te leer dink, is belangrik, en natuurlik weet ons nie presies hoe dit gaan wees, wanneer God alles nuut gemaak het nie, selfs die skrifgedeeltes in die Bybel, is soos rigtingwysers. Dit wys, hier is iets van hoe dit gaan wees. En wat Paulus dan in 1 Korintiërs 13 vir ons mee aanmoedig om te groei in liefde is, wanneer ons dink aan die liefde van Christus en ons dink aan die toekoms, is die liefde van Christus kern in die middel van hoe die hele nuwe skepping gaan wees. Ons weet nie presies hoe dit gaan wees nie, maar dat die liefde van Christus 'n kerndeel uitmaak. Dis hoe Paulus wil hê ons moet dink. Met ander woorde, wanneer ek en jy nou besig is om te groei in die liefde van Christus vir mekaar, is ons besig met iets ewig. Ons is reeds besig met die nuwe skepping, nou al. Van toekoms tot nou. En een van die maniere wat Paulus hier in die gedig dit beskryf is, dink aan spieëls. Nou die spieëls in daai wêreld was baie anders as ons spieëls. Ons spieëls gee baie duidelike beeld.
partykeer 'n bietjie getrek, nee, maar nog steeds baie duidelik. In daai wêreld en Korinthe was bekend met spieëls want hulle stad was bekend as 'n stad waar spieëls gemaak is. Dit was gewoonlik brons of koper wat geslaan is, getimmer is om 'n plat oppervlakte te maak. So jy het nooit 'n vreeslike duidelike beeld gekry nie. Eintlik was die duidelikste beeld wat jy kon kry in daai wêreld was water wat doodstil was. So as Paulus praat van 'n spieël is dit baie anders as vir ons. Dis soos 'n glimps, dis soos 'n kykie. Dis 'n glimps van wat kom. En Paulus sê wanneer ons groei in die liefde van Christus teenoor mekaar, sien ons iets van die toekoms. En natuurlik as liggaam van Christus weerspieël ons dan ook in die wêreld iets van die toekoms. 'n Beeld wat my gehelp het om hier aan te dink is as 'n mens 'n taal leer. Jy leer 'n taal baie anderste as jy hom leer om 'n toets of 'n eksamen te skryf. Dan leer jy om te memoriseer vir die punte. Party van ons wil net deurkom, party van ons wil presteer, maar meeste van ons leer nie om te dink in daai taal nie. Ons leer vir die toets. As die toets verby is, en dit was miskien die enigste module of die enigste jaar wat ons daai taal gedoen het, dan is die taal verby. Maar as jy 'n taal leer, sê nou maar Frans, omdat jy weet, jy gaan in Frankryk bly, gaan jy die taal heeltemal anders leer. Jou hele ingesteldheid gaan anders wees, né? Jy gaan dit oefen. Jy gaan in jou gesprekke, luister gou 'n bietjie hier of jy gaan sommer Frans praat waar jy ook al en vir jou die wonderlikste ding sal wees as daar iemand anders wat 'n bietjie Frans praat en julle kan met mekaar Frans praat of iemand wat die taal goed ken en jy kan by hom leer, né? Dis 'n heel ander ingesteldheid as jy 'n taal leer vir 'n toets of 'n taal vir die toekoms. So iets sê Paulus is wat met ons, waarmee ons besig is, wanneer ons saam groei in die liefde van Christus vir mekaar. Is asof ons nou al leer om die taal van God se toekoms te praat, van sy toekomstige wêreld, die nuwe skepping. Ons leer nou al, eendag gaan ons sing daarin, nou leer ons dit daarom al praat. Ons is nie besig met iets wat ooit verby sal gaan nie. Inteendeel, as die volmaakte gekom het, gaan die liefde uitstaan as die grootste waarmee ons nou al besig is. Van al die dinge waarmee ons nou al besig is, as die nuwe skepping kom, gaan dit nie net in die nuwe skepping wees en verheerlik wees nie, dit gaan uitstaan as die grootste waarmee ons kon besig wees nou. Om te groei in die liefde van Christus vir mekaar. En natuurlik is dit moontlik omdat God juis sy gees vir ons gegee het om hierdie taal nou te bemagtig. Die werkinge van die gees, die uitnemender weg, die liefde van Christus vir mekaar. Oor en oor. Vriende, 2 Korintiërs 5 vers 5, Romeine 8 vers 11 en 15 tot 17 en vers 23, Efesiërs 1 vers 13 en 14, skryf Paulus oor die Heilige Gees as 'n brug van God se toekoms af. In ons hede in, maar nie net in ons hede in nie, in ons menswees het die Heilige Gees kom woon. In New Testament for everyone, 2 Korintiërs 1 vers 22, God has stamped his seal on us by giving us the Spirit in our hearts as a down payment and guarantee of what is to come. Die eerste paaiement van die nuwe skepping is deur die Heilige Gees klaar hier in ons aan die werk. En daarom kan ons nou deur die krag en die leiding van die Heilige Gees die taal van die toekomstige wêreld leer praat. Ons oefen dit. Dit vat harde werk, maar dis waarvoor die Gees ons bemagtig.
So kan ons die video hier pause en 'n bietjie hieroor gesels. As jy nou dink aan die beeld van die spieël en die beeld van die taal en leer, en jy dink hoe Paulus oor die Heilige Gees praat van die toekoms af, down payment in die hede. Hoe help hierdie manier van dink ons om te groei in die liefde van Christus vir mekaar? Kom ons maak dit meer persoonlik. As jy dink aan die beeld van spieël en taal en die Heilige Gees, hoe kan hierdie manier van dink jou help om te groei in die liefde van Christus vir sy mense? Ons pause die video en ons gesels hieroor en daarna sluit ons vandag se aanbieding af. Ek vertrou dat hierdie deel van die gedig goeie gesprekke tot gevolg gaan hê. Ek besef dis vir ons challenging om so te leer dink, maar dis deel van wat Paulus hier skryf. Hy sê, toe hy 'n kind was, het hy gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat hy 'n man is, het hy die dinge van 'n kind afgelê. Baie interessant, as Paulus skryf, as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Die woordjie vir volmaakte en die woordjie wat Paulus byvoorbeeld in 1 Korintiërs 2 gebruik vir volwasse, kom van dieselfde stamwoordjie in Grieks af. Volwassenheid is in 'n manier van dink. En eintlik is hierdie hele brief 'n oproep tot volwassenheid, né? En waaraan word volwassenheid gemeet? Nie aan die dinge wat verbygaan nie, maar aan die volmaakte wat nou reeds na ons toe gekom het. Geloof, hoop, liefde. Die grootste is die liefde. Volwassenheid vir Paulus word net een maatstaf. En dit is die liefde van Christus vir mekaar, wat deur geloof en deur hoop in ons werk. En deur ons werk. En ons wat groei in die liefde van Christus vir mekaar. Dis vir Paulus volwassenheid. En vriende, hierdie volwassenheid kan ek jou gou weer herinner. Volwassenheid is 'n proses van groei, ook in die liggaam van Christus. Dis nie iets wat van self gebeur nie, dis nie 'n kitsding nie, dis nie 'n ervaring nie, dis regtig 'n proses, 'n pad. En hierdie manier van dink, dat volwassenheid is nie net iets wat kits is nie, dis 'n pad en dit vra van my effort, natuurlik, bemagtig deur die Heilige Gees. Maar dit vra van my effort, is iets wat jy konstant deur al Paulus se briewe kry. Ek lees byvoorbeeld vir jou uit Filippense 3 uit oor Paulus, hoe Paulus skryf oor volwassenheid. Hy praat oor Christus se lyding en opstanding en dan sê hy, en ek so, hoe dan ook, die opstanding uit die dood kan bereik. Nie dat ek dit, die opstanding uit die dood, al verkry het of reeds volmaak is nie. Maar ek streef daarna om dit my eie te maak, omdat Christus Jesus my reeds sy eie gemaak het. Broers, liewe familie, ek reken nie dat ek dit self reeds my eie gemaak het nie, maar een ding doen ek. Ek vergeet die dinge wat agter is. Ek strek my uit na wat voor lê. Jy kry die idee van 'n atleet. Ek beer voort na die wenstreep om in Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te bekom. Laat ons wat geestelik volwasse is, so hieroor dink. Maar as julle anders hieroor dink, sal God dit wel aan julle bekend maak. Ek sou graag wil uitnooi om te hoor dat Paulus oor die toekoms skryf hier ook. Die opstanding uit die dood, die nuwe skepping wat God beloof wanneer Jesus terugkom en ons vernederde liggame gelykvormig maak aan sy verheerlikte liggaam en God hemel en aarde finaal nuut gemaak het. Paulus skryf weer eens oor dit. En dan sê hy volwassenheid, volwasse volgelinge van Jesus, strek nou al na daai toekoms. Streef nou al, sit effort in die lig van wat voor lê.
En dan gaan hy nog verder en hy sê volwassenheid is juis om so te dink. Ons het nog nie gearriveer nie, ons groei nog. Volwassenheid is nie om te arriveer nie, volwassenheid is om te besef ek het nog nie gearriveer nie en ons groei nog, ook in die liefde van Christus vir mekaar. Maar ons sit ons beste effort in, want ons glo dat die Heilige Gees ons bemagtig, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, werk nou in ons vir hierdie uitnemender werk, wat vir altyd gaan bly, wat die grootste is, die liefde van Christus vir mekaar. En volwassenheid beteken, ek sit effort in. Ek maak my los van wat agter is. En Paulus sê hierdie manier van dink, om so op pad te wees, met vertroue, dat die Here die toekoms waarborg, maar dat daai toekoms nou al iets is waarna toe ek kan uitstrek deur die Heilige Gees. Paulus sê, as ons anders as dit dink, sal God dit aan ons openbaar. Dis nogal 'n groot stelling wat wys hoe belangrik hierdie manier van dink is, ook in ons groei. So kom ons vat vandag se sessie saam. As die toekoms wat God beloof, nuwe skepping is, en as vanuit daai toekoms die Heilige Gees nou al die down payment en die waarborg is, dan kan ons nou al inoefen dit wat eendag baie duidelik die belangrikste gaan wees, die liefde van Christus. En omdat dit die liefde is, dis die taal van die toekoms, is dit nie iets wat ek alleen kan leer nie. Vriende, dan maak dit net soveel sin, dat Paulus 1 Korintiërs 13 skryf, na 1 Korintiërs 12, waar hy praat oor die liggaam. Die Gees het ons ingedoop in een liggaam. Hoekom? Want dis al hoe ons die taal van die toekoms kan leer praat. Is saam. Jy kan 'n taal leer praat op jou eie. Jy kan YouTube download, jy kan apps download en jy kan op jou eie leer praat. Jy kan nogal baie vorder met dit. Maar hierdie taal van God se toekoms is nie soos 'n gewone menslike taal. Dis waar die beeld 'n bietjie sy einde kry. Hierdie is iets wat ons net kan leer in verbintenis met ander gelowiges. En daarom wil ek graag vandag se sessie eindig en dit baie persoonlik maak. Ons is deur die Here se Gees aan ander gelowiges verbind in 'n liggaam, sodat ons kan groei in die liefde van Christus vir mekaar, deur Christus saam te aanskou, deur saam sy liefde te ontvang vir onsself en deur dit in te oefen, soos jy iets leer soos 'n taal. Ons kan dit net saam doen. Maar in hierdie saam groei het ons almal 'n unieke rol. Ons is soos 'n liggaam. Een is 'n pinkie, een is 'n oog, een is 'n oor. Die pinkie kan nie sê, omdat ek nie die oor is nie, is ek nie belangrik nie. En die oor kan nie sê, omdat ek het nie die voet nodig nie. Ek is die oor, ek het nie die voet nodig. Nee, ons het elke individuele bydra op deelname, elke unieke deelname nodig. Jou deelname is nodig. En dan wil ek jou vra, ons gaan saam bid en dan die video hierso stop en die aanbieding stop en dan gaan ons gesels oor my unieke mens wees. Hoe dink ek wil die Heilige Gees my gebruik om omgewings te skep saam met ander gelowiges waar ons kan groei in die liefde van Christus vir mekaar. En kom ons vertrou die outeur van hierdie plan. Kom ons vertrou die Heilige Gees se leiding. Dis hy, dis sy pad, dis sy toekoms, dis God wat dit beloof, dis God wat in ons werk. Kom ons vertrou dat hy ons gesprekke gaan lei en dat hy elkeen van ons gaan help om te onderskei. Hoe wil die Here my gebruik om in verbintenis met ander gelowiges omgewings te skep
waar ons kan groei in die liefde van Christus vir mekaar. Want terwyl ons dit doen, is ons besig met die ewigheid. Kom ons bid saam. Onse Vader, as ons dink aan dit wat Paulus skryf, dan is dit nogal 'n stretch vir ons om so te leer dink. Van toekoms tot nou. Om so aan die liefde van Christus te dink. Eendag as die heerlikheid alles vul, gaan die liefde van Christus die uitstaande kenmerk van die hele skepping wees. Wat 'n voorreg dat ons nou al die genade ontvang het om hierdie taal, hierdie manier van mens wees te leer lewe. Dat ons kan besig wees met iets wat nooit verbygaan nie en iets wat die belangrikste is van wat bly. En daarom bid ons, Here, in die naam van Jesus en deur die krag van die Heilige Gees, dat U elkeen van ons sal help om te onderskei hoe U ons unieke menswees wil gebruik om deel te neem, om ander gelowiges te help, sodat ons kan groei, konstant kan besig wees om te groei aan die liefde van Christus vir mekaar. Dat ons konstant dan al hoe meer ook sien wat is iets van wat die toekoms is wat U vir ons beloof en ook dit kan weerspieël. Al hoe duideliker kan weerspieël U liefde na hierdie wêreld. Ons bid dit in die naam van Jesus. En ons sê vir U dankie vir hierdie genade waarin ons staan. Amen. Vriende, was so lekker om saam met jou te kuier en ek sien jou weer in sessie 7.